Goeiemôre, welkom vir almal wat inskakel by die Bybelskool. Dit is lekker koud vanoggend. Ek hoop jy's iewers waar jy kan warm bly. Ons gaan nou verder met Romeine 8 en ons gaan vandag hanteer Romeine 8 vers 5 tot 13. Dit is 'n mooi gedeelte en ek wil graag begin en dit sommer vir julle lees. Hierso sê Paulus: Wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van hulle sondige aard. Maar diegene wat volgens die Gees leef, bedink die dinge van die Gees. Die denke van ons sondige aard loop uit op die dood, maar die denke van die Gees bring lewe en vrede. Die denke van ons sondige aard is vyandskap teen God. Dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Wie in hulle sondige aard bly, kan God nie tevrede stel nie. Julle daarenteen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees, as die Gees van God inderdaad in julle woon. As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is die liggaam as gevolg van die sonde wel dood, daarenteen op grond van die regverdigmaking is die Gees lewe. So moeilike sinkonstruksie daar. As die Gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, het ons 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige aard, om daar volgens te lewe nie. Want as julle volgens julle sondige aard leef, sal julle sterf. Maar as julle deur die Gees die praktyke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Nou, ons sien in hierdie eerste paar verse 5 tot 7, sien ons een baie belangrike woordjie, en dis eintlik waarby ons ook gaan stilstaan vandag by ons Bybelskool, en dis die woordjie denke, hoe belangrik denke is. En weet julle, as julle self 'n gunsie wil doen, is daar 'n boekie wat julle kan gaan aflaai. Dis nie 'n vreeslike dik boek nie, is ook nie glad nie akademiese boek nie. Die boekie is geskryf deur 'n verskriklike nederige mens. Hy was nie 'n professor nie, hy was nie eers 'n dominee nie. Hy was net 'n ouderling van die Serbiese, eintlik die die Russisch-ortodokse kerk. En sy naam is Thaddeus. En Thaddeus skryf op 'n stadium 'n boekie met die titel Your Thoughts Determine Your Life. En dis in 'n groot mate Paulus se tema ook vir hierdie gedeelte. Hoe belangrik ons denke is. En Paulus sê uiteindelik dat daar twee maniere van dink is. Ons kan in die Gees dink, deur die Gees dink, en dan kan ons soos wêreldse mense dink, so sondige mense kan ons dink. Ons kan toelaat dat die Satan ons denke beheer. Hierdie twee denkpatrone is daar. En nou sê Paulus 'n baie belangrike ding. Hy sê dat ons denke bepaal eintlik ons lewe. Nou as ons 'n bietjie gaan kyk, sien ons daar in die 60e jare was daar 'n psigiater met die naam van Aaron Beck, en hy was die vader van kognitiewe gedragsterapie. Hoe jou gedagtes jou gedrag beïnvloed. En hy het 3 dinge onderskei. Hy het gesê daar's 3 baie belangrike dinge. Die eerste plek is daar ons gedagtes, dan is daar ons emosies, en dan is daar ons gedrag of ons optrede. En hy het gesê ons gedagtes beïnvloed ons emosies. Hoe ons oor sekere goeders dink, beïnvloed hoe ons oor sekere dinge voel. En hoe ons oor sekere dinge voel, beïnvloed dan hoe ons gaan optree of hoe ons gaan reageer. Maar hierdie goed is ook so 'n bietjie interafhanklik. Dit kom van alle kante af. Hoe jy weer op 'n sekere dag voel, bepaal ook hoe jy gaan dink en dan hoe jy gaan optree.
hoe jy partykeer opgetree het, bepaal hoe jy voel. En bepaal hoe jy oor jouself dink. Al hierdie goeters is ingewikkeld, maar is by mekaar betrokke. Is nie vreeslik ingewikkeld, maar die belangrike ding wat ons kan sien is dat gedagtes bepaal emosies en emosies bepaal gedrag. En weet julle, ons het nie veel beheer oor ons emosies nie, en ons het nie baie beheer oor ons gedrag nie, en ons het geen beheer oor ons omstandighede nie. Maar ons het beheer oor hoe ons dink. En dis eintlik wat Paulus 2000 jaar gelede al sê. In hierdie eerste klompie verse sê hy, daar's twee maniere van dink. Ons kan soos wêreldse mense dink, ons kan soos toelaat dat ons in ons sondige mens dink, en dan gaan ons soos sondige mense optree. Of ons kan toelaat dat die Heilige Gees ons denke verander. Dat ons in die Gees dink. En dit gaan bepaal hoe ons gaan lewe. En albei van hierdie maniere van dink het uiteindelik radikale gevolge. Dit bepaal nie net ons gedrag nie, maar dit bepaal ook ons uitkoms, waantoe ons op pad is. En hy stel dit duidelik dat as ons so sondige mense gaan bly dink, gaan ons in sonde bly leef, en dit veroorsaak uiteindelik vyandskap met God, en uiteindelik die dood. En as hy hier praat van die dood, dan bedoel hy die dood in al sy vorme, innerlike dood, geestelike dood, maar dan ook die ewige dood. So, dis belangrik dat ons reg dink, en dat ons op die regte manier dink. En Paulus skryf eintlik nogal heel wat oor hoe belangrik denke is. En ek wil graag hê julle met 3 gedeeltes self ook gaan lees. Ek het dit vir julle daar op julle papiere ook gaan sit. Ek gaan dit nie nou vir julle lees, want ek wil graag julle met dit self lees. Die 3 gedeeltes is eerste plek Romeine 12 vers 2, dan Filippense 4 vers 8, en dan ook Kolossense 3 vers 2 tot 4. En al 3 hierdie gedeeltes praat Paulus oor hoe belangrik dit is om reg te dink. En Romeine 12 vers 2 sê Paulus, laat God julle denke vernuwe. Laat God julle gedrag verander deur julle denke te vernuwe. So, wat Paulus eintlik hier vir ons sê is 'n baie belangrike ding, is ons kan nie self ons denke verander. Jy kan nie self daar gaan sit en begin mediteer en sê, okay, ek gaan nou net positief dink nie. Die houvas van die sondige natuur op ons lewens is te sterk. God kan ons denke vernuwe. God kan ons denke verander. En God verander ons denke deur die Heilige Gees. En net die Heilige Gees is kragtig genoeg om ons denke te vernuwe. Ek gaan weer vir julle die paar verse lees, nou Romeine 8 vers 9 tot 13. Luister hierso, dan sê hy, julle daarenteen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees. As die Gees inderdaad in julle woon, as iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is die liggaam as gevolg van die sonde wel dood. Daarenteen, op grond van die regverdiging, is die Gees lewe. As die Gees van hom, wat Jesus uit die dood opgewek het, in julle woon, sal hy, wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees, wat in julle woon. Ek gaan net daai stukkie lees. Nou hier sê Paulus vir ons 'n klomp vreeslike belangrike goeters oor hoe die Gees ons denke vernuwe. Hy begin hierdie gedeelte eintlik op 'n baie positiewe noot met 'n stuk bemoediging. In vers 9 begin hy sê, julle daarenteen. Hy het nou gesê, daar's mense wat hulle lewe laat lei deur die sondige natuur, omdat hulle sondig dink. Maar dan sê hy vir die gelowiges, onthou, julle is nie van hulle nie. Julle daarenteen. Ons wat die Heilige Gees het, weer die Heilige Gees, liewe broer en suster,
elkeen wat Jesus Christus as verlosser aangeneem het, elkeen in wie se lewe Jesus die Here en die Koning is. As jy die Here aanneem as verlosser, dan ontvang jy die gawe van die Heilige Gees. En dan gaan Paulus verder, en hy beskryf ons hoe kragtig die Gees is wat in ons bly, hoekom die Gees in staat is om ons gedagtes te verander, om elkeen van ons gedagtes te verander. Hy sê, dieselfde Gees wat Christus uit die dood opgewek het, daai selfde Gees wat Jesus uit die dood opgewek het, is in ons lewens en is in staat om ons gedagtes te verander. En daarom sê hy, laat die Gees julle gedagtes verander. Ons moet die Gees toestemming gee. Ons moet die Gees vrye teels gee en sê, kom verander my gedagtes. Laat ek oor ander goeders dink, laat ek op ander maniere dink, dat ek nie so negatief dink nie. Dat ek nie in alles die slegte sien nie. Laat ek nie in alles probleme sien nie. Ons moet 'n bietjie mooi dink oor ons gedagtes. Ek het so een hele rukkie terug 'n preekie gehad oor, en die tema was, kry jou kop uit die asblik uit. Ek dink baie van ons leef met ons kop in 'n asblik, omdat ons gedagtes besoedel word deur die wêreld. Dis nie nodig nie. Van die Gees wat vir Christus in die dood opgewek het, wil ons gedagtes vernuwe. Weet jy, en as ons gedagtes vernuwe is, dan dink ons nie net anders nie. Dan voel ons anders. Ons voel anders oor uitdagings. Ons raak nie dadelik moedeloos nie. Ons raak nie dadelik sinies nie. Ons is nie dadelik krities nie. Ons verval nie in selfbejammering nie. En daarom reageer ons anders. Ek wil vir julle 'n stukkie net lees ook oor wat vir ons iets sê van hoe Paulus se mindset was. En Paulus het baie swaar gekry in sy lewe. En hoe beskryf Paulus sy mindset? Hy doen dit in 2 Korintiërs 4 vers 7 tot 9 sê hy, hierdie skat wat ons het is kleipotte, sodat die buitengewone krag duidelik kan word, kom en nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar nie oorweldig nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie in die steek gelaat. Ons word platgeslaan, maar nie vernietig nie. Hoor jy daai positiewe gedagtes wat uitkom? Die 83 vertaling vertaal dit so 'n bietjie makliker vir ons. Hy sê, ons is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag binne in ons kom nie van onsself nie, maar kom van God. Maar Paulus beskryf iets van hoe positief sy gedagtes is, omdat hy hom deur die Gees laat lei. En ek dink ons moet vir onsself elkeen 'n vraag afvra, in hoe mate, watter rol speel jou gedagtes in jou lewe? Positief of negatief? Hoe beïnvloed jou gedagtes oor hoe jy oor dinge en oor mense voel? Hoeveel keer het jou gedagtes al veroorsaak dat jy nie jou volle potensiaal bereik nie? Hoeveel keer het jou gedagtes al gelei dat jy te vroeg opgee? Hoeveel keer het jou gedagtes jou al laat vuil voel, minderwaardig voel? Weet jy, die Gees wil ook jou en my gedagtes vernuwe en verander. En weet julle, ons moet die Gees net toelaat, die Gees van Christus, wat vir Christus uit die dood uit opgestaan het. En ek wil graag afsluit, en ek wil hê jy met hierdie gebed van Paulus, in Efesiërs 1, later ook vir jouself toebid. Kom ek lees dit vir julle. Dan bid ek, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir wie julle dit sal gee, geestelike wysheid en openbaring, wat in die kennis van hom bestaan, en dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien, wat die hoop is, wat sy roeping bied, wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels,
wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is vir ons wat glo, in ooreenstemming die werking van sy groot krag wat hy uitgeoefen het in Christus, toe hy hom uit die dood opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand van God. God bid vir jou 'n paar dinge in hierdie gedeelte. Die hoop van sy roeping. Hy bid dat jou geestesoë, die oë van jou hart sal oopgaan. En dan bid hy dat jy sal besef wat 'n ongelooflike groot krag daar tot jou beskikking is. Dieselfde krag wat vir Christus uit die dood opgestaan het. Kom ons dink so 'n bietjie oor ons gedagtes. Kom ons laat toe dat die Heilige Gees ons verander deur ons gedagtes te vernuwe. Seën vir die dag.